Goeiemôre vriende. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons loof ons hemelse Vader vir sy hand van seën, liefde en genade oor ons en dat ons ook hierdie mooi dag in sy naam kan begin. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En kom ons gaan vanmôre verder met Openbaring hoofstuk 9. Ons gaan lees vers 13 tot 21. Broeder en suster, neem kennis daarvan dat die boek Openbaring in simboliese taal geskryf is. So moet asseblief nie skrik of bang wees of verskrik wees oor vreeslike beskrywings wat u hier hoor nie. Maar kom ons luister daarna en ons gaan dan kyk na die uitleg ook daarvan. Onthou dat hierdie woorde deur Jesus Christus aan Johannes geopenbaar is in 'n visioen en hy moes dit so neerskryf. Ons begin lees by vers 13. Toe het die 6de engel op sy trompet geblaas. Ek het 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Die stem het vir die 6de engel, wat die trompet het, gesê: Maak los die 4 engele wat by die groot Efraatrivier vasgemaak is. Die 4 engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar, is toe losgelaat om 1/3 van die mensdom dood te maak. Die aantal perderuiters van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. Ek het hulle getal gehoor. En in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het 4 rooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangehad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeu's, en uit hulle bekke het daar 4 rook en swaal uitgekom. Deur hierdie 3 pla, die 4, die rook en die swaal wat uit hulle bekke uitgekom het, is 1/3 van die mensdom doodgemaak. Die perde se vermoë om skade te doen is in hulle bekke en ook in hulle sterte, want hulle sterte is so slange en het koppe en daarmee pynig hulle die mense. Die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het egter hulle nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het van goud, silwer, koper, klip en hout, en wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. Broeder en suster, Johannes begin hierdie gedeelte met die 6de engel wat op sy trompet geblaas het. En toe het hy 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Hierdie altaar was in die tempel, en die 4 hoeke van die altaar het as die horings van die altaar bekend gestaan. Die stem het opdrag gegee aan die 6de engel, om die 4 engele wat vasgemaak is by die Efraatrivier los te maak. Hierdie engele was verwoesters, wat 1/3 van die hele mensdom doodgemaak het. Hierdie 4 bose engele, wie se name ons nie ken nie, sal uitermate sleg en vernietigend wees. Dit is egter opvallend in ons teks, dat hulle nie by magte was om hulle self los te maak nie. Ons sien dat hulle deur God teruggehou word, op die bestemde tyd losgemaak sal word, en slegs sal kan doen wat hy hulle toelaat om te doen. 1/3 van alle mense word hier doodgemaak. En ons het in hoofstuk 6, vers 7 tot 8 gelees, dat 1/4 van die mensdom toe uitgewis is. Dit beteken, broeder en suster, dat meer as die helfte van alle mense deur die oordeele van God uitgeroei word. Hy sal egter die verwoesting beperk, en daarom sal daar nie nog meer mense doodgemaak word nie. Die boodskap is steeds dat God die mensdom oproep tot bekering
voor die aanbreek van die finale oordeel. God is nie net daar om te straf en links en regs mense in die hel te gooi nie. Hy's genadig, hy's barmhartig. Met hierdie oordeele wat hy oor die aarde uitspreek, roep hy mense op tot geloof in hom en tot bekering. Maar in ons teks sien ons aan die einde van hierdie hoofstuk dat baie mense nie daardeur geraak is nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het. Hulle het hulle ook nie bekeer van moord of towery, onsedelikheid en diefstal nie. Ten spyte van dit wat met die wêreld gaan gebeur aan die einde van die dae, sal talle mense steeds voortgaan in hulle sonde en ellende. God gee geleentheid vir bekering. Hy roep mense op tot besinning, maar talle mense sal nie ag gee nie. Hulle sal hulle harte verhard teenoor God. En uiteindelik sal God sy finale oordeel oor hulle aankondig. Broeder en suster, ons lees onder andere dat Paulus skryf in 2 Timoteus hoofstuk 4, dat in die laaste dae die onreg sal toeneem, die liefde van mense sal afneem en die goddeloosheid erger sal word. Geliefdes, dit bevestig die woorde van Jesus Christus in ons teks van vandag. Ek en jy moet weet dat hoe nader ons aan die einde gaan kom van hierdie wêreld, hoe meer gaan goddeloosheid toeneem, hoe meer gaan sonde toeneem en dit gaan erger word. En daar gaan groot druk op Christene en op die kerk van Jesus Christus wees. Kom ek en jy bly volhard tot die einde toe. Ons hou vas aan ons verlosser Jesus Christus. Ons glo in hom en ons berei onsself voor vir daardie dag wanneer Jesus op die wolke van die hemel sal verskyn. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre U naam kan aanroep in gebed en U kan loof en prys en aanbid as ons God en Koning. Baie dankie vir 'n nuwe dag, Here. Wil U hierdie dag vir ons seën. Geef vir ons wysheid om die regte besluite te neem en insig sodat ons op God se pad sal lewe. Bevestig self U woord in ons harte tot geloofsversterking. Vergewe uit genade al ons tekortkominge, was ons skoon in Jesus se bloed en vul ons in hierdie mooi dag met U liefde en vrede. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag vir u.